Goeiemôre en welkom in die Groot Kombuis. Vandag kuier chef Annelien Pinaar by ons en ons verwelkom vir jou by die Groot Ontbyt. Jy was al hierso. Ja, nee, ek was al hier gewees. Ja. So ja, heerlik om hier te wees. Ek sien verskriklik uit want sy maak vandag vir ons 'n lasagne met 'n twist. Ietsie anders, diep gebraai saam met 'n rooi eie marmelade en 'n slaaitjie wat ons gaan doen. Dit klink verskriklik lekker. Nou, is dit moeilik of gevaarlik om die lasagne te diep braai? Nee, dis glad nie. Wanneer mense lasagne doen en jy doen die diepvet braaiwerk, dan is dit letterlik maar net 120 grade Celsius olie en dan gaan jy. Regtig. Nou waar begin ons? Want ons gaan nou self ons ook rol. Ja, ons gaan self ons pasta rol. Wat ons nodig het is 350 gram koekmeel. Ek het reeds die water en die eier met mekaar gemeng, so dit is 3 heel eiers en 1 eier geel wat ons saam sit. Ja. En dan 45 ml water, geen sout, geen olie wat ingesit word nie. Daar's hy. En dan basies gaan ons dan net met ons hand ingaan en ons gaan hierdie mengsel dan aan mekaar meng. En hierdie deegie gaan ons liggies knie en dan wat ons gaan doen is ons gaan dan die deeg laat rus vir 30 minute. Gedurende daardie tyd dan gebeur daar al die strukturele vormings plaas met die gluten en dan ook baie belangrik ons moet met die rus van die deeg dit gaan ons net help om ook baie makliker uit te rol. So dit is die heel belangrikste storie. En dan, jy gaan die deeg vir ten minste 10 minute moet knie, maar ek het nou uitgevind, ek kroek. Ja. So ek knie om totdat die deeg en die watertjies en die eier goed met mekaar gemeng is, al die nat en die droog met mekaar vermeng is, en sodra dit gebeur het, gaan ek hom laat rus. Ons noem die proses autolyse of autolyse wat plaasvind. Ja. En dan daarna gaan die knieproses baie makliker gaan. O, dis 'n lekker wenk. Dis 'n lekker wenk. So ja. En dan as jy tuis is en jy het 'n voedselverwerker, dan al wat jy doen is gooi eers jou vloeistof onder in jou voedselverwerker, jou eier en jou watertjies en dan sprinkel jy die meel bo-op. Want dan sit jy nie met die probleem met meel wat dan onder gaan vassit in die bak nie. Dan tel hy sommer alles direk op. So hierdie gaan ons nou een kant sit, ons gaan hom toemaak en dan gaan ons met die rolproses verder aangaan. So hierdie is hoe hy lyk na 30 minute hoe hy nou veronderstel is om. Ja. So na 30. Ja, dis heeltemal 'n ys. As 'n mens gaan kyk daar, so kyk hoe glad is hy. Heeltemal glad. Nou ons gaan hierdie voel. Jy kan voel. Voel jy hoe lekker glad en elasties is dit? Nou ek gaan die helfte van hierdie deeg vat en ons gaan dit dan uitrol. So om hom te kan uitrol, belangrik, die mense moet weet, hulle moet die deeg baie droog probeer hou deur baie meel te gebruik, want as jy dit nie doen nie, sit jy met 'n groot probleem dat die deeg die risiko dat hy gaan vassit daar binne-in. Goed. Okay. So wat ons gaan doen is ons gaan gou-gou 'n bietjie ekstra meel hierso op sprinkel. Ons gaan hom vou in derdes en dan gaan ons na die pasta masjien toe. As jy nie bevoorreg is om 'n pasta masjien te hê nie, gaan 'n gewone handrolmasjien presies dieselfde funksie vervul en ons gaan ons deeg net deur die pasta masjienkie sit en aan hierdie kant kom die deeg dan uit. Was dit nou vas? Goed, dit was nou 'n dik stukkie deeg. Ja. En dan gaan ons hom net weer genoeg gaan ons hom net weer genoeg meel gee. Ja. Asai en dan gaan ons hom weer terugsit. Asai. En ons gaan hom draai. En elke keer wat ons draai, gaan ons die verstellingkie baie kleiner en kleiner maak totdat ons 'n baie dun sien jy daar gaan die rollertjies elke keer nader en nader na mekaar. Nou ons gaan hierdie pasta gaan ons nou lekker fyn rol totdat hy die tekstuur is wat ons wil hê. As ons terugkom, gaan ons vir jou vinnig wys hoe om die rooi eie marmelade aan mekaar te sit en hoe om 'n paar pasta stukkies diep te braai. Tot dan. Dis dit. Ons maak vandag boerekos met 'n twist saam met chef Annelien Pinaar en sy bied ook wonderlike klasse aan. Jy kan gerus haar blog gaan besoek. En ons speel vandag met lasagne. Ons het dit bietjie gediep braai. Ons gaan nou wys hoe ons dit droog gebak het in die oond. Ja. Maar eers is dit nodig dat ons nou ons vleismengsel maak. Ja, baie vinnig is 'n basiese maalvleismengsel. Nou wat ek gedoen het is, daar is eie, seldery en ook gerasperde wortel in. Nou wanneer 'n mens wortel regtig sy smaak wil laat uitkom, dan braai jy hom saam met jou eie, dan word hy heerlik soet. O. Ja. So ons gaan dit net so vir 5 minute braai. En terwyl dit dan net vir 60 sekondes, sodra jy die karamelreuk van die wortels kry,
Dan kan jy die maalvleisies bysit. En die maalvleisies is by. En ons braai hom dan net totdat hy droog is. Ek stem saam met jou, daai wortel is baie soet want hy lê baie stil. Goed, ek gaan vir die kykers verduidelik wat ek hier gedoen het. Ons het die lasagne velle het ons uitgerol soos nou-nou en toe het ons dit met 'n koekiedrukker uitgedruk en olie gesmeer aan beide kante en toe het ons dit net bo-oor die agterkant van die muffinpanne uitgedroog in die oond. Ons het so 190 grade Celsius gedroog en ons gaan nou hierdie holtetjies gaan ons vul met die lasagne volsel en dan kry jy net mozzarella kaas bo-oor. So hier is ons bakkies. Oulik. Ja, so hierdie pasta is regtig waar heerlik en bros. So en hy's net so droog gekook bo op die agterkant van 'n muffinpan. Ek smaak net so droog gekook. So hoorie, en terwyl daai nog 'n klein bietjie braai, vertel net gou, jy het 'n heerlike rooi eie marmelade gemaak wat ons saam met hierdie gaan bedien. Wat kom hier in? Goed, die rooi eie marmelade is baie vinnig en maklik as jy nie groot volume wil kook nie. Dis 1 ui, 'n kwart koppie sagte breinsuiker wat jy ingedruk het. Die Amerikaners praat ons van packed, so jy druk hom lekker in. En dan 'n halwe koppie asyn en jy kook alles saam tot die eie pap is en die stroop dan verdik het en dis 'n vinnige marmelade om te bedien saam met dis lekker eenvoudig. Ja. Swan, jy kan nou vir ons begin om hierdie holtetjies gou te vul. Jy kan vir ons daardie insit. So. Goed. Dis baie mooi kleurvol, né? Ja, weet jy wat, dis gesond ook. Al die geure wat daar binne-in is. So, daar sy. En wat ek dan verder gaan doen is, ek gaan net 'n bietjie van die sout bo-oor strooi, want dit gaan binne-in smelt. Doodgewone sout en peper wat ek sommer saam gemaal het. En dan 'n bietjie paprika bo-oor strooi. En dan kan jy vir ons met die mozzarella kaas wielietjies maak. Ons maak tuis ons eie kaas en dit is deel van my klasse wat ek ook doen. Ons doen kaasklas en ons doen broodklas. So ek is baie lief vir my deeg en dan met die kaas, die mozzarella wat ons maak, is amper soos 'n klei. Hy kom regtig waar pliable uit, buigbaar, buigsaam en ons trek hom dan hier bo-oor en dan bak ons alles saam. Maar kyk hoe lekker sag is hy, nee. Hy's letterlik soos 'n ballon. Hier is nog enetjie. Ja, wat ons bo-oor sit en hy smelt nou net lekker bo-oor. Hy smelt lekker bo-oor. Jy kan vir ons daardie opsit en dan gaan ons dit gaan die oond sit om te bak. En hier is net gemengde kruie wat jy gedroog het. Dis doodgewone net gemengde kruie en hierdie gaan dan ons gaan hom in die oond sit. Hy gaan letterlik net bo-oor smelt en op die ou einde van die dag is dit wat ons uitkry. Kyk hoe mooi is dit. En ons het letterlik vir julle net 'n uitpak slaai gemaak en dan wil ek vir julle wys hierso. Ons het die afvalstukkies van die pasta gevat en in diepvet gebraai. Dan gee hy vir jou hierdie regtig waar opgeblaaste en wat ook lekker is as 'n mens doopsouse het, dan kan hierdie nou letterlik so saam met dit ingedruk word en geëet word. So kyk met ander oë na pasta deeg. Dit is nie net om in velle te pak en te gaar te maak nie. Dit kan letterlik uitgedroog word, dit kan diepvet of vlakvet gebraai word en dan as 'n bykos bedien word. Gaan besoek 'n bietjie hierdie chef se blog, dis boerekos met 'n twist en jy kan ook haar e-pos boerekostwist@gmail.com en as jy ook ander meer inligting nodig het, is dit kontak@diegrootontbyt.co.za.